Isuzu se bakkies is al van 1972 af met ons. Maar hierdie een, die 6de weergawe, is waarlik Suid-Afrikaans. Van die veranderings wat die plaaslike weergawe ondergaan het, sluit in 'n groter verkoeler, groter kompressor vir die lugversorger en 'n plaat tussen die lugfilter se boks en die engine, sodat die inlaatlug koeler kan bly. Daar's ook ekstra beskerming vir die remme teen opslagklippe en meer wielspeling. Die agterbuffer is dikker gemaak en die klap het 'n unieke derde skarnier, sodat jy maar swaar goed op hom kan neersit. En die gleuf tussen die klap en die bakwerk is ook groter, sodat graan of grond daar kan deurval as jy hom weer moet toemaak. Die KB300 is 'n skitterende veldryvoertuig. Om hom in vierwielaandrywing te sit, draai jy net 'n knop en jy kan dit in die ry doen. Maar om in donkierrad te kom, moet jy stilhou, seker maak hy's neutraal en dan die knop indruk en verder draai. Isuzu se KB is baie gemaklik op die oop pad en selfs op sinkplaatpaaie, maar is in terrein soos hierdie waar hy regtig tot sy reg kom, waar jy daai stywer vering skielik vir jou behoorlike vasdra plek gee. Die bakkie het ook 'n sluitewenaar. Isuzu erken ruiterlik dat hy nie by die perdekragoorlog betrokke wil raak nie. Hy is tevrede met die 130 kW wat sy 3 liter diesel met die tussenverkoelde turbo lewer. En dit is genoeg. So ook die 380 Nm wringkrag wat hom laat klim en klouter. Die KB300 is 'n werkperd, 'n tradisionele 1-tonner wat ideaal is vir boere en bouers en vir safari geesdriftiges, vir daardie ouens wat van hul bakkies as voertuie praat.